My naam is Jenny Dievenage, studentennommer 35054638. Vandag gaan ek julle wys om die probleem van die snoepiewinkel met behulp van lineêre programmering op te kan los en hoe ons dit interaktief met GeoGebra kan verken. Die doel van hierdie aanbieding is om kollegas bekend te stel aan die konsep van lineêre programmering, om te kan verduidelik hoe lineêre programmering probleme te formuleer en dit op te los. En dan ook om te wys hoe tegnologie soos GeoGebra gebruik kan word om die onderwerp toeganklik en interessant te maak. Eerstens, wat is lineêre programmering? Dit is 'n manier om te bepaal hoe jy beide van twee produktipes, in ons voorbeeld produk X en produk Y, kan vervaardig of verkoop binne sekere beperkings sodat jou wins of 'n ander doel gemaksimaliseer kan word. In ons scenario het ons die volgende veranderlikes wat julle sal sien soos ons aangaan. Dit is laat X die aantal eenhede van produk X wees en laat Y die aantal eenhede van produk Y wees. Hoekom is lineêre programmering belangrik? Dit help met die besluitneming in die werklike wêreld en dit word gebruik in besighede, ekonomie, landbou, vervoer ensovoorts. Dit ontwikkel ook probleemoplossingsvaardighede by die leerders. Kan voorkom in die werklike lewe, soos ek al reeds gesê het. Hierso kan 'n mens sien, dit is in besighede wat wins wil maksimaliseer. Dit is binne in fabrieke wat die produksiekostes wil verminder, boerderye wat die optimale gebruik van hulpbronne verseker en spysenering, beplanning van kosbronne teen minimale koste. So, hier is ons scenario wat ons gaan gebruik, die snoepiewinkel scenario. Hierdie snoepiewinkel verkoop twee soorte drankies, vrugtesap, produk X, en water, produk Y. Die beperkings is 3x plus Y is kleiner en gelyk aan 90. Die tweede een, 2x plus Y, kleiner en gelyk aan 60. Dan het ons ook X en Y wat groter en gelyk aan 0 is. Ons kan nie 'n negatiewe aantal produseer nie. Die doelfunksie wat ons wil maksimeer is P is gelyk aan 4x plus 2y, waar P die wins is in randwaarde of eenhede. Nou gaan ons na GeoGebra toe om te sien hoe dit werk in 'n grafiese manier. Klik op die skakel en daar gaan ons. Goed, hier is ons. Laat ons begin. Eerste tik ons eerste funksie in. Dit is 3x plus y is kleiner en gelyk aan 90. Tweede funksie, 2x plus y kleiner en gelyk aan 60. Dan gaan ons sommer gou net die kleur verander, sodat ons nie vashaak nie. Ons gaan sommer by settings. Dit is verskriklik interessant om GeoGebra te gebruik, want ons kan juis van kleur verander, sodat mense nie deurmekaar hoef te raak met enige van die grafieke nie. Dit is baie wonderlik. Ek dink is gerieflik ook. Veral as 'n kind dit moet gebruik, want hulle gaan glad nie dan deurmekaar raak met wat hulle besig is en wat hulle al reeds gedoen het nie. Die volgende funksie wat ons ook gaan toets, x is groter en gelyk aan 0. OK, kom ons verander net sy kleurtjie ook gou hierso. Weereens, kom ons gebruik sommer 'n lekker vibrant kleur. Ons gebruik sommer 'n bietjie geel. En ja, so daar gaan ons. En dan die vierde funksie wat ons hierso gaan intik is y groter en gelyk aan 0. Die
onthou dat ons net sy kleur ook verander, want almal wil mos nou blou wees, soos 'n blou maandag, is nog as hard sê. Kom, ons maak hom oranje. Dat hy. Sure, dis nou lekker baie kleurvol. So, GeoGebra wys daai visible region. Dit is nou al die punte wat almal van hierdie beperkings nakom, dat ek 'n pen hierso. So dan gaan 'n mens hier by tools onder en bo nie onder waar daar 'n pen is en dan en so nice want kinders kan sommer notas net hier opmaak. So ek gaan sommer net so merk en dan hierso af. God, okay. Maar hierdie hele blok is ons visible region. F God, daai lyk skrikwekkend. FR. Okay. So ek het hierdie net gedoen vir duidelikheid van waar jou feasible region dan is. Dit is waar al die grafieke mekaar oorvleuel. So dit is basically jou driehoek. Nie dat dit nou noodwendig soos 'n driehoek lyk nie, maar dit is ene. Kom ons stek nou ons doelfunksie in. Dit was 4x plus 2y is gelyk aan nou gaan ons sommer 'n random getal gebruik. Kom ons begin by 60. Daar sien ons die punte wat neergestip word. Ons gaan 'n bietjie verder gaan. 80, 90, net. Nou beweeg ons baie nader aan hierdie lyn. Wat ons kan sien is die maksimeer. Dit is die maksimale punt wat bereik kan word. En ons het hom bereik. Daar so stop hy en daar. Dis die punt wat ons bereik het. So, ons maksimeer is 120. En dit is waar al die lyne met mekaar sny, waar ons FR is. So, nou gaan ons gaan kyk waar is ons maksimum wins. So ons gaan ons formule gebruik. Ons gaan intik 4 0 plus 2 0 is gelyk aan. Dan kry ons 0. Dan gaan ons intik 4 0 plus 2 en ons gaan intik 60, want dit is, kom ons vat hom net tot 60, ek dink dit is redelik ver genoeg. Skus, nou kyk ek hier onder in Afrika. Daar is ons boonste 60. Daar het ons 120. Baie lieflik. Dan kom ons tik nog enetjie in. Ons gaan sommer sê 4 en dan gaan ons x30 wees. Plus 2, die y gaan 0 wees. Ook weer 120. Dan, as ons hier kan kyk, kan 'n mens sien dat jou lyne nog steeds oorvleuel. So, kom ons
gaan tik weer ons formule in. 4x plus 2y is gelyk aan, as ons sê 130, dan lyk dit nog steeds of hy verder aan kan gaan. So, kom ons sê 140, 150. As ons intik 150, oorvleuel hy daar by 45. Hier by 45. As mens mooi kyk. So, by 45 oorvleuel hy. En as jy reguit afgaan, so kom ons kry net 'n punt hierso. As ons hier by 45 klik, dan kry ons 45 en 15. So, ons moet daai enetjie in gedagte, because as ons nou by x van 15 in gaan tik, en ons sê 4, 15 plus 2, en ons sê 45, then we get 150, en ons het dit daar ingetik. So, hierdie is net nog 'n wonderlike manier hoe om makliker jou wins te kan bereken op GeoGebra. Dit is regtig 'n fantastiese toep wat hulle ontwikkel het. Ontwerp het, nou sê ek ontwikkel. Verskoon my. Kom ons gaan nou terug na ons PowerPoint toe en dan rond ons hierdie af. Ek het sommer hierdie hoekpunte gebruik en dit net op PowerPoint neergetik sodat dit baie duideliker is. Die hoekpunte wat ons gebruik het is 0 tot 0, 0 tot 60, 30 tot 0 en 15 tot 45. En dan het ek ook aangedui wat die eindresultaat is, die 120, 120, 150. Dit het ek by gesit hieronder dat jou maksimum wins 150 is. So, hierdie winkel moet dus 15 vrugtesappe en 45 waters bestel om wins te kan maksimeer. Hoe help GeoGebra? Vra julle? Wel, dit maak jou abstrakte konsep visueel. Leerders kan eksperimenteer met verskillende waardes soos julle gesien het wat ons daar gedoen het. Die visible reason word duidelik gewys. Veral toe ons verskillende kleure begin gebruik het, toe kon jy duidelik gesien het, hoor jy, maar hierdie kleur staan verskriklikheid. Hy lyk eintlik skrikwekkend. En dan leerders kan dan self ontdek waar die maksimum lê, soos jy die waardes verander, en dit gaan hulle help om 'n beter konsep ook te hê oor wiskunde in geheel, want hulle weet dan later hoe om dit in hulle boek uiteen te kan sit. So tegnologie is baie voordelig in hierdie opsig. Hier kan jy nou self gaan en die waardes gaan verander en dan bietjie uitfigure hoe hierdie grafieke verskuif. Gebruik jou foon of jou rekenaar om dan daai nuwe oplossing te vind. Jy het gelukkig gesien hoe ek die funksie intik, waar ek opklik. So, ek is doodseker dat dit nou nie te moeilik gaan wees nie. Hou net ook in gedagte dat hierdie aktiwiteit baie vaardighede bevorder. Dit help met probleemoplossings, want leerlinge gaan 'n realistiese scenario kan vat en besluit wat moet gebeur. Dit gaan hulle help met tegnologiese geletterdheid, want hulle gebruik GeoGebra as 'n hulpmiddel en hulle bevorder dan daardie aspek van tegnologie wat hulle nie eers van geweet het nie. En GeoGebra gaan hulle ook help met samewerking, want hierdie aktiwiteit kan in pare of in groepe gedoen word, so dit kan 'n klasbespreking word waar almal moet deelneem en jy moet mekaar se opinies in ag neem. So, hierdie is regtig 'n baie goeie aktiwiteit om in 'n klas te kan gebruik. Weereens, lineêre programmering is jou optimale oplossing onder beperkings. Grafiese metodes is geskik vir twee veranderlikes en GeoGebra maak lewe beter en makliker. Ek my dankie sê vir julle aandag en ek moedig julle aan om hierdie hulpmiddel in jou blad self te kan gaan verken.
skandeer die kode wat ek op die volgende skyfie gaan plaas, en dan speel julle met die GeoGebra konstruksie en kyk wat gebeur as julle hierdie beperking verander. Baie sukses met julle onderrig. Dankie. Net nog verdere afsluiting. Lukas 14 vers 28 sê, as iemand van julle 'n toring wil bou, gaan hy nie eers sit en bereken wat dit hom sal kos, of hy genoeg geld het om dit te voltooi nie. Hierdie vers gaan oor beplanning en berekening voordat jy besluite neem. Presies wat lineêre programmering doen. Soos die man wat 'n toring wil bou, moet ons ook eers ons hulpbronne, tyd en kostes bereken voordat ons optree. Lineêre programmering leer leerders om wys besluite te neem binne beperkings.